coming into the ministry. By at this time, we know that we need to win souls and bring them into the kingdom of God, and we minister these things again. You know, we give them milk. It's exciting. Ek wil net eers begin om dankie te sê vir hierdie gemeente. Ek wil dankie sê dat julle soeke fenominale kerkraad en dagbestuur gekies het om die daaglikse dinge te voltooi wat moet gebeur in hierdie kerk. Ek meen, sonder daai groep sal daar nie 'n rehabilitasie kan wees nie. Sonder die groep sal daar nie 'n skooltjie kan wees nie. Sonder die groep sal pastoor Doopie nie sal hy nie wat is die ander werk wat pastoor weet, streeksopsiener kan wees nie. Hy hardloop rond. Maar ek wil regtig dankie sê dat julle 'n fenominale span gekies het. Want 'n kerk kan nie vorentoe beweeg en groei sonder 'n vaste fondasie nie. Hy kan nie. Ek wil dankie sê aan oom Tuis, ons gesprekke wat ons al gehad het. Daai groot waterbok wat oom heeltyd vir my so voor smous en tannie Megan met julle familie en julle oop deure waar kon kom kuier. En as ek nog nie by jou uitgekom het nie, asseblief nooi my. Ek's 'n jongerige ouetjie wat hou van braai. En as ek in die aand 'n steak kan eet, ja, ek is daar. Ek is daar. En laasens wil ek dankie sê aan pastoor Doopie en tannie Marley en die familie en ouma Marai. Hulle het hulle deure gratis oopgemaak sodat ek daar kan bly, sodat ek kan groei. Hulle gebede is konstant oor my en hulle liefde vloei. So kan ons nie net vir hulle hande klap gee nie, ek kan net dankie sê. Maar soos pastoor Doopie gesê het, as ek eerlik moet wees, my broek bewe. Hy bewe. Want vir julle is pastoor Doopie 'n familiepastoor. Hy's 'n vriend. Vir my is hy my vorige baas se baas. Hy is Dr. Andries Stefanus Du Plessis. Hy is die Volle Evangelie Kerk Laagveld opsiener en hy is op die Board of Christian Education vir die Volle Evangelie Kerk se college. En ek swat by daai college, so ek stres. So bid vir my. Ek wil begin deur te praat oor wat ons tema is vir vandag. En soos julle kan sien, dit is beheer of oorgee. En daar's soveel dinge wat ons oor kan praat deur die term beheer. Wat beheer ons in ons lewens? Wat is dit wat ons vasgryp wat ons nie laat gaan nie? En dan so ander terme is oorgee. Wat gee ons oor? Wat wys ons? Wat gee ons vir ander? Maar vandag praat ons oor beheer wat ons hou vir onsself en dit wat ons moet oorgee vir God. Soms is hierdie probleme sigbaar. Jy kan sien ek het die swaarste gewigte gekies uit pastoor Doopie se gym om weg te steek. Maar hierdie gewig is swaar. Hy's dalk 10 kg, maar na ruk word hy swaar. Ek seker as enige een van julle hier moet staan vir 20 minute en so staan, julle geval. Julle geval. En die gewigte wat ons dra is nie altyd sigbaar nie. Daai gewig kan sonde wees. Daai gewig kan vaderloosheid wees. Daai gewig kan enigiets wees wat ons skei van God. Enigiets wat tussen my en jou kom sodat ons vorentoe kan beweeg. En ons is so bang om hierdie gewig oor te gee dat ons vergeet wat die hele rede was van die kruis. So wat doen ons? Ons probeer gou beheer neem. Wie 'n man of wie se paas laat hulle nie beheer neem as hulle besig is met ietsie. Hulle sê ek het dit, hulle is hardkoppig, hulle wil glad nie dat jy inspring om te help nie. Wie se paas was so? Wie se paas was so? Meeste van julle. My pa was daarom half so. So. En ons probeer alles self regmaak. Ons probeer self oorwin. Ons probeer self vooruit beplan sodat alles kan uitwerk. En werk dit uit? Nee. Hoe harder ons probeer, hoe swakker raak ons.
Want die waarheid is, ons is nie gemaak om daai gewigte self te dra nie. Ons het nie die kapasiteit om daai gewig self te dra nie. Al hoe hardkoppig, al hoe sterk of hoeveel grade ek het, dit gaan nie 'n verskil maak teenoor daai gewig wat ek moet dra nie. Daar is 'n geveg binne elkeen van ons. En dit is beheer of oorgee. Maar wat doen oorgawe? Oorgawe sê, Here, ek vertrou U. Maak nie saak hoe swaar hierdie gewig nou is nie, maar ek vertrou U dat U dit van my skouers kan afkry. Selfs as ek dit nie verstaan nie. Verstaan ons altyd ons probleme, verstaan ons altyd as ons siek word, verstaan ons altyd as ons verlies het, verstaan ons altyd as ons verlies het in familie wat nie sin maak nie. Nee. Maar dit is vir ons om te verstaan nie, dit is vir ons om oor te gee. Ons altyd daai gesegde wat sê, hulle weet nie wat ons weet nie. Ons almal hoor dit. Maar ek sê vir julle vandag, ons weet nie wat God weet nie. Ons weet nie wat God wil doen nie, ons weet nie wat God wil beplan deur daai laste wat op ons geplaas was nie. En soms kom ons op 'n kruispunt. Soos Job. Ons almal ken die storie van Job. Arme Job. Arme Job. So Job was 'n geseënde man. Hy was ryk. Hy sou bly by daai een groot huis wat hierso, ek weet nie, ken nog nie Barberton so mooi nie, maar hy sou daar bly met skape en kamele in sy hele erf. Dis waar hy sou bly. Hy het alles gehad. Hy was geseënd. Hy het 'n vol familie gehad. Daai tyd was daar nie TV's nie. Hy het 'n groot familie gehad. En die belangrikste van alles, hy het 'n opregte hart vir God gehad. Dis die belangrikste. Maar op 'n dag verander alles. En as jy oor 'n maandelikse tydperkie, dit is skielik. Hoeveel van ons het al skielik verandering in ons lewe gehad? Waar ons skielik planne moes maak, waar ons skielik nie genoeg geld was nie, waar ons skielik dinge moes verkoop. 'n boodskapper kom aangehardloop na Job toe en hy sê, Job, jou vee is gesteel. Jou werkers is dood. En daarna kom nog een aangehardloop. Daai tyd het jy gehardloop, nie gery op 'n fiets of het gesnol. En nog een kom en hy sê, vuur het uit die hemel geval. Alles is vernietig. En die ergste nuus van alles, jou kinders, almal is dood, al 10. So Job is in 'n plek waar hy nie net oor 'n lang tydperk een ding na mekaar verloor het nie, maar alles was weggeruk van hom af in sekondes. En net so was al daai gewig op hom geplaas. Al daai gewig op sy emosionele toestand geplaas. Kan jy net indink hoe Job moes voel, 'n ou wat so naby aan God se hart was, dat een ding na mekaar in mekaar instort. En asof dit nie genoeg was nie, word hy getref met pynlike seer, hy het siek geraak. Hy het fisies siek geraak. Selfs sy vrou sê vir hom, vervloek God sodat jy kan sterf. Vervloek God sodat jy kan sterf. Dit is die toestand wat hy in was. Gebreek. Verslaan. Sy fondasie was weg. Sy vriende kom, maar in plaas van troos, sê vir hom, nee Job, jy moes iets verkeerd gedoen het. Jy het iets gedoen, ou. Niemand weet wat jy gedoen het, maar jy moes iets gedoen het. En hoeveel keer kom ons nie na God toe en ons sê, God, wat het ek verkeerd gedoen? Ek moes iets verkeerd gedoen het. Hoeveel keer gaan ons na God toe wanneer dinge verkeerd loop? Maar luister wat doen Job. Dit is my so mooi. Job 1 vers 20 en 21 as julle saam wil oopmaak. En hy sê, toe staan Job op en skeer sy mantel. En hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval. En gesê,
naak het ek uit my moeder se skoot uitgekom. En naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het teruggeneem. Die naam van die Here sal geloof wees. Job verstaan nie. Job het seker baie vrae gehad, natuurlik. En hy het geworstel met hierdie. Is nie ons wat worstel oor, my man het vergeet om 'n brood te koop die aand. Nou kan ons nie môreoggend iets in die kosblik sit nie. Is nie van, ek het my kar gestamp teen 'n kou nie. Hy het soveel verlies gehad, hy het geworstel, hy het vrae gehad en hy het nie verstaan nie. Wat sou jy doen in daai omstandighede? Wat sou ons doen? Hoe sou ons reageer het? Maar Job los nie vir God nie. Hy los hom nie, want hy weet God is God en God is in beheer. En daarna alles praat God. En God is nie daar om alles dadelik aan hom te verduidelik nie. God hoef niks aan ons te verduidelik nie. Maar hy wys homself. En soms is dit sy teenwoordigheid. Dis al wat ons kort in omstandighede wat sy kan beheer oorneem nie. Dis sy teenwoordigheid wat ons deur valleie lei. Dis sy teenwoordigheid wat berge laat skuif. En hy wys vir Job, ek is groter as jou pyn, groter as jou vrae, groter as wat jy kan verstaan. En iets verander in Job. En dit is nie daai fisiese verandering waar alles teruggekom het na hom toe nie. Dis 'n innerlike verandering. Dis waar dinge eers te begin verander voordat ons die uiterlike sien verander. Nie omdat sy omstandighede verander nie, maar omdat hy besef het, God bly God. God is God. God is in beheer. God is wie hy sê hy is. God is die begin en hy is die einde. En uiteindelik na alles bring God herstel. En God gee vir hom meer as wat hy gehad het. God gee meer as wat hy aan kon dink. Nie omdat Job dit verdien het nie, maar omdat Job vertroue in God gehad het. Sy geloof het gestaan. Sy omstandighede het nie sy hart verander nie. Sy hart het sy omstandighede verander. So as ons kyk na beheer en oorgee. Wat gebeur? Ons raak moeg. Hoeveel keer in ons lewens word ons moeg vir dinge om ons wat nie regloop nie. Ons verloor ons vrede. Ek dink pastoor Doopie kry meer vrede want hy het nou 2 kinders uit die huis uit en die een trou die naweek en as jy net vir my hande klap gee oor dit nie. En ons probeer alles beheer. Maar wanneer ons oorgee, wanneer ons hierdie gewig oorgee en by die voete van die kruis sit, ontvang ons rus. Ons kry nuwe krag. En ek leer vertrou. Dis 'n proses. Gebeur nie oornag nie. Dis 'n proses. So hier's 4 dinge wat ons kan doen as gelowiges, as disippels. Ons basiese dinge wat ons moet toepas in ons lewens. God se krag om ons te help. Eerste punt, Matteus 11 vers 28 en 30 sê: Kom na my toe, almal wat vermoed en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want my juk is sag en my las is lig. Is dit nie mooi nie? Een ding wat ons mis, die Here sê nie, hy vat ons juk heeltemal van ons weg nie. Hy sê ons dra saam, maar hy vir die swaar gedeelte. Hy vir die moeilike gedeelte. So hierdie juk, soos ons gesê het, kan gesondheidsprobleme wees. Hierdie juk kan armoede wees. Hierdie juk kan vaderloosheid wees. Hierdie juk kan enigiets wees wat jou skei van God af. Hierdie juk kan 'n gebroke hart wees. Hierdie juk kan enige seer wees wat jy van kleins af tot groot
gekry het van jou familie af. Hierdie juk kan verslawing wees, hierdie juk kan enige iets wees wat jou van jou kruispad afhaal. So Jesus dra saam met ons. Hy vat die swaar gedeelte. Tweede punt is gemeenskap. Hierdie wat ons hier het. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. As ek sien my broer sukkel, ek oordeel nie, ek sê vir my broer, ek sien ons is op pad na 'n pad toe wat vir jou bande gaan bars. Kom ek help jou. En hoeveel keer moet ons daai juk nie vir ons broer wees nie. Hoeveel keer moet ons nie daai juk vir ons familie wees nie. Maar is moeilik. Dis moeilik. Die derde een is aktiewe oorgawe. Om ons sorge aan God te gee, vereis doelbewuste optrede. Ons moet kies om dit in sy hande te plaas en nie self daaraan vas te klou nie. As ons vergewe, moet ons vergewe. En as daai ou se fout weer in jou kop inkom, papi, moet jy weer vergewe. 70x7. Dankie Tannie Marlie. Daai nommer beteken sonder ophou. Sonder ophou moet ek vergewe. En ons kan dit toepas op hoe ons moet oorgee. Sonder ophou moet ek oorgee. Psalm 68 vers 19 sê, aan die Here kom die lof, dag na dag dra hy ons laste. God is ons verlossing. Hoeveel keer volg ons die Here net wanneer dinge goed gaan? Hoeveel keer volg ons die Here net wanneer dinge sleg gaan? Dit werk al twee kante toe. En dis vreemd. Dis regtig vreemd. Daar's mense wat die Here volg net wanneer dit sleg gaan en ons is mense wat in die kerk is net wanneer dit goed gaan. En as ek by kar stamp, ag Here, hoekom moes hierdie met my gebeur? En dit verbreek die verhouding wat ons konstant en daagliks moet hê met God. Ek kan nie verwag om vol te raak sodat ek kan leer hoe om my las af te gooi as ek een keer 'n week opstaan en sê, Here, hier is ek. Dis 'n konstante ding, konstante keuse wat ons daagliks maak en ons gaan nou daarna toe kom. So ek wil jou vra, volg ons God vir wie hy is of vir wat hy gee? Sal ons hom steeds prys as niks verander nie? Sal jy die Here nog loof en prys as niks verander nie? Sal ons? Maak ons soos Job of maak ons soos sy vrou? Is ons getroud of vervloek ons God? En laastens, dra ons laste wat God jou nooit gevra het om te dra nie. Hoeveel laste het ons in ons lewens wat God nooit vir ons gesê het om op te tel nie? Wat het hy wel vir ons gesê om op te tel? Ons kruis. En ek sien met my slot, as Tannie Marlie iets vir ons wil kom speel. Matteus 16 vers 24 sê, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Lukas 9 vers 23. En hy het vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis daagliks opneem. En dis die verskil tussen iemand wat 'n disipel is en iemand wat nog daar wil uitkom. Want ons kan nie disipels maak met hierdie goed op ons rug nie. Ons kan nie bedien met hierdie goed op ons rug nie. As Tannie Marlie met hierdie gewig nou moes klavier speel, want sy so sukkel. Maar so is dit in ons daaglikse geestelike lewe. Ons moet by die kruis uitkom. Ons self verloon. Wat beteken verloon? Ek kruisig my vlees, my wil.
my gedagtes, my keuses, kruisig ek. En ek tel die kruis op wat hy vir my gegee het. Ek tel die plan op wat hy vir my gegee het. Ek tel dit wat hy instoor het, wat hy vir my gegee het. Daaglikse toewyding. Ek sê nie jy hoef jou Bybel van begin tot die einde te ken nie, dis wat ek sê nie. Maar as ons huis op stewige grond wil bou, moet ons fondasie op die woord gevestig word. As ek my familie op 'n stewige grond wil bou en laat grond skiet, moet ek op stewige grond gevestig word. Die tweede laaste punt is opoffering en lyding. Ons almal onthou die dag toe ons die Here in ons hart laat inkom. Ek weet nie, ek onthou daai dag. Ek weet nie van julle nie. En ons het 'n keuse gemaak om hom aan te neem. Sy woord aan te neem. En dit kom weer daarby uit om jouself te kruisig. Om jou kruis op te tel. Hoeveel van ons sal sterf vir hierdie kruis? Ons sien oral in Afrika mense wat fisies sterf vir hierdie kruis. Hoeveel van ons sal daai kruis optel? Hoeveel van ons sal dood in die oë kyk en sê my God het opgestaan sodat ek kan leef, sodat ek ewige lewe kan hê, sodat ek my kruis kan optel. Gehoorsaamheid is 'n groot rol in ons lewens. Baie keer fokus ons op ons roeping en baie keer fokus ons op ons legacy, op dit wat ons agterlos. Maar jy kan nie een hê sonder gehoorsaamheid. Jy kan nie een aanneem sonder gehoorsaamheid. So ek los julle met hierdie vraag. Wat is daar in jou lewe wat jy finaal moet neersit vandag? Waar hou jy nog vas? Wie moet jy nog vergewe? Is dit jy? Moet jy jouself vergewe? Is dit 'n familielid? En vergifnis is nie 'n meter teenoor hoe groot die probleem of die skade is nie. Vergifnis word gemeet teenoor die kruis, want dis waar vergifnis begin het. Met my en jou. As een met Here Jesus. Sodat ons sondes kan vergewe word, sodat ons kan vergewe. Ons lees mos in die Onse Vader. Vergewe ons, net soos ons dies vergewe wat teen ons sondig. So ek staan vandag voor julle. Ek maak vandag die keuse. Ek is bereid om te sê, ek wil weer 'n hart van 'n leeu hê. Ek wil weer 'n hart hê wat mense kan sien die liefde van Jesus binne is. Ek staan vandag om my kruis op te tel. En as jy saam wil staan, as eenheid, as om te sê, Here, hier is ek maak die keuse vandag om my laste te laat gaan. Om my bejammering te laat gaan. Die leuns van die vyand te laat gaan en te sê, Here, hier is ek. Ek tel die beloftes van Christus op. Ek tel die ewige lewe op. Ek tel my genade op wat oor my gegee is. Thank you for watching. As we come to the end of this powerful message, we invite you to be part of something greater. At Barberton Full Gospel Church, our mission goes beyond these walls. Through our benevolence ministry, we bring hope to those in need, we care for the elderly, and through the Barberton Recovery Center, BRC, we walk with individuals on a journey of restoration, healing, and new beginnings. We also invest in the next generation through Kids in Christ. But we cannot do it alone. Your partnership can make a real difference, whether through giving, volunteering, or prayer. You become a vital part of changing lives and building a stronger community. Join us, stand with us, be the hands and feet of hope. Barberton Full Gospel Church, together we make an impact that lasts.